gaan maar oor verhoudings, julle, ons praat in hierdie tyd oor verhoudings, want ons het gesê, die lewe gaan oor verhoudings. Dis waaroor dit gaan, van die begin af, dit was God se inisiatief, hy het dit geskep. As jy net dink aan die voorbeeld wat hy gestel het in konteks van Vader, Seun en Heilige Gees, hy het nooit bedoel dat ons in isolasie sou leef nie, of self gesentreerd leef nie, maar in verhouding met mekaar. Eers met hom, en dan met mekaar. So, reg van die begin af, het God verhoudings in die kern van ons lewe ingebou. En ek weet nie van jou nie, maar ek het gesien in my lewe, verhoudings het maar 'n manier om jou identiteit ook te vorm, nê. Partykeer maak van jou, ek glo vir my, ek is 'n beter mens vandag as gevolg van mense se invloed in my lewe. En dit beïnvloed ons keuses, dit bepaal selfs ons gevoel van behoort, verhoudings. Verhoudings help ons ook. Daar's baie, almal van ons het blind spots. Wat ons nie altyd erken nie, maar verhoudings help ons met daai blind spots. Verhoudings het selfs 'n invloed op ons loopbane. Ons gesondheid, dink nou net, as jy nie lekker is in verhoudings nie, hoe raak dit jou, emosioneel, en ou psigosomaties aan mekaar gesit. As jy nie hier lekker voel nie, en hier nie, dan is jou lyf ook nie lekker nie. En dit beïnvloed ou se geluk. So elke asemteug, elke vreugde wat jy beleef, wat ons voel, elke les wat ons leer, gebeur in die konteks van verhoudings. Want dit is waaroor die lewe gaan. En wanneer ons veral, ek noem relationships, ou moet nou versigtig wees wat daai slip in Afrikaans moet wees, want dit kan baie goed impliseer, maar ek noem dit somme wanneer die klats 'n bietjie gly. En almal van ons 'n klats gly so nou en dan. Maar ek dink sal 'n groot, dit sal jammer wees as 'n ou hierdie goed ignoreer. En hierdie is so 'n gewonderlike geleentheid in hierdie tyd om daaroor te praat. En ek wil jou regtig aanmoedig, as jy dan op vakansie gaan, luister nog steeds na die ander twee ook wat volg, as jy van die vorige gemis het, gaan luister daarna. Ek dink is goeie inligting, en ons weet die wysheid lê in die toepas van hierdie inligting, en omdat dit vir God verhouding so belangrik is. Maar natuurlik weet ons almal, verhoudings is nie maklik nie, nê? Glad nie. Selfs nie eers in hierdie kerk nie. Jo. Selfs dierbare kinders van die Here. Verhoudings is nie maklik nie. Dit vra groot genade. En genade. En genade. Wow, nog genade. En daarom praat jy's in hierdie tyd, want hierdie tyd van die jaar, ek weet nie van jou nie, jy dink so 'n bietjie terug oor jou lewe die afgelope jaar, en dan wonder jy wat het gewerk en wat het nie gewerk nie. En as jy spyt oor goed wat jy gesê het, of spyt oor goed wat jy nie gesê het nie. En terselfdertyd kyk jy nou vorentoe, en jy vra ek maar, waarheen is ons op pad met ons verhouding, in 'n huwelikskonteks, of as jy nou in 'n verhouding met iemand staan. En wanneer ons praat veral oor die relationships, jy weet, hierdie tyd van die jaar, hoekom ons juis hieroor praat, ek sien dit maar elke jaar. Elke jaar hier by Januarie, Februarie, met 'n ou klomp mense gaan optel, en ons telefone lui non-stop, want die verhoudings het nie so lekker gewerk op vakansietyd nie. Jy weet, by die familiebyeenkomste, sosiale geleenthede, kom verhoudings gewoonlik onder die kollig. Maar ek wil ook nie sê net hierdie tyd, hier in April, alle vakansietyd. Na sekere vakansietye kry ek baie oproepe, as mense op vakansie gaan, dan werk jy goed nie so lekker uit nie. Jy sien die vakansietyd gevoel, versterk emosies, vreugde, nostalgie en self eensaamheid. Ons het beleef in hierdie tyd self nou, van baie mense wat sukkel, en wat net hoop opgee, en mense wat selfmoord pleeg, wat ek onlangs ook net begrawe het, so naby as verlede week. So kan ek 'n paar opnoem wat intussen gebeur het. En dis nie dat ons misstappe, hierdie klatsglyery
in ons verhouding nou skielik nou meer saak maak nie. Maar is gewoonlik in hierdie tyd gly dit 'n bietjie groot en die fokus is baie sterker op dit. Dit raak net meer blootgestel, want jy's nou rustig, kuier lekker en jou mond is nou nie toe wanneer hy moet toe wees nie, dan sê jy nou 'n paar goed wat jy nou nie moet sê nie, dan gly die klats en dan het jy moeilikheid. So dis so belangrik dat, en ons wil regtig ons mense aanmoedig, gaan kyk so 'n bietjie, want in hierdie vakansietyd gebeur maar 'n klomp goed. Nou ons almal weet hoe dit voel as jy gly, nê, of jou voet gly. Jy het nou gesien op die insetsel. Dis nie 'n beplande val nie. Soos verlede jaar toe ek my skouer afgeval het in die doopbad, julle wat almal hier was. Dit wat julle lag. Lag, julle vir my groot val. Shame on you. Ek neem nou aanstoot. Maar het ek het beplan. Ek het hier ingestap en gesê, Here, vandag wil ek val en my skouer breek. Ek is lus vir 'n bietjie aandag. Geen denkende en regdenkende mens sal so dink. Dit gebeur. Dis nie niemand beplan ook om te slip in terme van jou verhouding nie. Ons sien dit nie altyd kom nie. Ons gly almal. Dit gebeur. Ons klats gly. Ons sê die verkeerde ding, partykeer op die regte plek. Ek sê altyd vir die span ook, ek leer en help hulle ook, en so leer ons mekaar. Ek sê, read net 'n room partykeer voor jy jou mond oopmaak. Ons lees nie partykeer die kamer nie. En ons tree op in trots. Ons koester wrokke. Ons glad gly partykeer. Ons loop daar rond met 'n dikbek soos 'n natgereende hoender en niemand weet wat gaan aan nie, hoekom lyk jy so nie. Totdat jy hom eintlik vasbind om vir hom of vir haar te sê, maak nou oop jou mond en praat. En of ons versuim partykeer om liefde te wys, so ons almal. Nie is kinders van die Here, nie is ek, is gevrywaar nie. Ons klats gly van tyd tot tyd. Maar is belangrik dat ons daarmee werk, en daarom doen ons dit ook nou. En op hierdie stadium, as jy kan, party van julle kan op verskillendes identifiseer, en ek stem saam met dit, ek kan saam met jou stem met hierdie een, ek is nou daar, of ek was so rukkie terug daar, en is okay. Maar wanneer ons hierdie goed praat, en met jou deel, is nie om jou te veroordeel, en vir jou te sê, hoor, ons is lekker, en julle is nie lekker. Nee, ons help mekaar. Maar hierdie goed is so 'n realiteit in ons lewe, dat ons daaroor moet praat en spesifiek. So ons fokus maar so op 'n paar. Die eerste week het ons gepraat van selfsug, wanneer dit alles maar net oor my gaan, daai trots en selfgesentreerdheid. Dit breek verhoudings. Ek sien dit, veral in huwelike. En die teenmiddel vir dit het ons gesê, kies om te dien. Dis die teenmiddel. Om te dien. En dan tweedens, stilstype, het ons bietjie verlede week oor gepraat, wanneer ons ophou kommunikeer, wanneer ons baie keer moeilike gesprekke vermy, en dan verswak dit ons koneksies of ons verbintenis, en die teenmiddel is, kies om elke dag te praat. Ek sê, jy hoef nie soos 'n TED Talk woorde agter mekaar te hê nie. Jy hoef nie die beste woordeskat te hê nie. Maar praat net. Al is dit nou Karoo tipe woorde wat jy gebruik, maar praat tog net. Jy weet, praat tog net. Maar ek sê, die waarheid is, ek het daar in rooi geskryf, baie keer is 'n relationship, of meeste van die tyd, 'n teken dat iets aandag, genesing of aanpassing nodig het. Ons moet dit nie ignoreer nie. En dis die ding. Dis wat moeilikheid veroorsaak in verhoudings, ons ignoreer dit, ons werk nie met dit nie, ons kry nie hulp vir dit nie. Nou gaan hy nader aan te ver, en ek sê altyd, ek het gister een van ons vennote se kinders getrou, en ek praat daaroor, en ek sê, daar's baie mense wat nog getroud moet gewees het vandag, wat net te vinnig moed opgegee het, en nie gereed was, en nie lus was om te praat nie, want asof egskeiding 'n makliker uitkomste is, wat nie die waarheid is nie.
So ek gaan julle aanmoedig. Maar 'n relationship is iets, jy kan maar daarin begin lees. Hierdie ding soek aandag. Of jy moet aanpassing gebeur. En in hierdie reeks praat ons maar oor praktiese maniere hoe om hierdie misstappe aan te spreek. Wanneer die klats aan nou so gly, wat moet ek doen? Want ek glo dis God se hart dat ons hemel op aarde in ons verhoudings kan beleef. Want hy het die voorbeeld daar gestel. Sy hart is verhoudings. Hy het dit geïnisieer. En daarom nog te meer dink ek dis God se hart dat ons verhoudings versterk. En ons vertrou ook die Here. Ons praat nie net oor die goed nie, maar ons vertrou regtig die Here as span en as bidders dat gebroke verhoudings herstel sal word in hierdie tyd. Of dit nou tussen man en vrou is in huwelik, tussen ouers en kinders. Want ons kan baie keer ons sit hier en dan kan ons die Here vertrou vir genesing of vir werk, maar waar ons nie Here in daai verhouding los dit maar net soos dit is. Ek wil niks met hom te doen hê nie. Ek wil niks met haar te doen hê nie. Of daar's 'n verhoudingsissue by die huis. Dis baie keer nie bereid om daarna toe te gaan nie. En dis jammer. En dis waarvoor ons die Here vertrou. En as jy vir die ander gemisse wat ek gesê het, gaan YouTube kanaal toe en vang op. Nou, relationship aanstoot. Jy weet, is wanneer ons dinge persoonlik opneem, of beledig voel deur wat ander gesê het, trek jy so 'n bietjie aan. Nou kom wees nou net gou vir 'n oomblik eerlik. Die meeste van ons, wanneer ons aanstoot neem, ons neem net gou aanstoot en is verby nie. Kan ek vir jou sê, I've been there. Baie kere. Ons gooi die weg nie, ou maat. Ek liaseer dit. Ek onthou die datum, die tyd, die stemtoon, en selfs wat daai persoon aangehaat het. Iemand sal byvoorbeeld sê, ek het dit nie so bedoel nie. En dan tog, wel, ek het dit so opgeneem, so hier is ons nou. Dan rol jy daai oë. Jy sien nie die ergste daarvan, die ou wat baie keer met jou praat, of vir jou die aanstoot gegee het, of gereageer het, en jy het aanstoot geneem, daai ou slaap rustig in sy bed vanaand vreedsaam. Terwyl ek, wat die aanstoot neem, die gesprek soos 'n Netflix reeks herspeel in my kop. Seisoen 3, episode 7. So werk ek om. En ons het verlede week gepraat oor silence, oor stilstype. En ek het verlede week ook gesê daar aan die ander kant, moenie dink dat stilstype leeg is nie. As jy in stilstype verkeer, jy vul hom met 'n klomp goed. Ek sê die meeste goed wat ek veroorsaak het, die drama in my eie lewe, in my lewe, is nie ander mense nie. Ek het baie drama in my eie lewe veroorsaak. Ek sê, ek is baie keer die direkteur van my eie drama. Ek is self die hoofakteur, speler in dit. Want jou brein is amazing in dit wat jy alles by mekaar kan sit. En hy het net nodig, hy het net 'n supervisor nodig. En hy kan jou na plekke toe vat waar jy nie wil wees nie. So, en wanneer by aanstoot kom, maar hier is die eintlike vraag. As ons so maklik aanstoot neem, hoekom is dit so moeilik om dit te laat gaan? Ons het al almal ervaar. Baie keer wanneer onskuldige opmerking gemaak is. En ek sal nooit vergeet vir jare terug, ek sê ek het 'n slip, ja, my lip en baie keer my woordvorming is dalk nou nie altyd soos dit moet wees. Ek sal nooit vergeet die jare terug. Dan een Paasnaweek sal ek nooit vergeet nie, waar ek nou sê die seun van God wat ek bedoel. En ek sê toe nou die seun van God. Maar ek bedoel is eintlik die seun van God. En 'n oom kom toe na my toe na die tyd. Ag pastoor, kom toe gou 'n bietjie na my toe. Hy sê wanneer jy wil praat van die seun van God, dan sê jy seun van God. Sê dit so, seun van God. En dan sê hy wanneer jy nou die blessing van God wil sê, dan sê jy seun
van God. Nou imagine, daar staan ek nou. So ek het aanstoot geneem, ek het nou om die dae geslaan, hè. Maar ek het vir dae, en elke keer as op die verhoog kom, nê, elke keer, julle sal dit nou nie weet nie, want julle weet nie altyd wat die bo aangaan nie, in ons koppe en wat gebeur, nê. Dan elke keer as ek daai woorde moet gebruik, dan sê ek so senuweeagtig, en dan hier in my kop, seun, 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 seun. Okay, die mense moet nou bless, seun, seun. En so het ek daai Netflix gespeel in my lewe oor en oor vir maande. Ek beloof jou, ek is daarom nou daaroor. Maar dit is so, dis die waarheid. Almal, daai oom wou my net help. Maar ek het gevoel, heerlikheid oom, jy moet die room gelees het. Jy moes dalk vir my vir koffie genooi het. En dit net anders te met my gedeel het. Dan het ek beter gevoel. Maar om my net so te noem en sê, die party praat mos nie met jou nie. Die party gemeentelede nie. Het jy al gesien, maar julle sal nou nie weet. Hulle werk net met ons so. So ek het gesukkel en dit is so. Hou raak, jy word gevoel daarmee. Jy voel, en is reg om so te voel. Jy weet baie keer nooi iemand, vergeet om iemand jou uit te nooi na 'n verjaarsdagpartytjie. En wat gaan nie als in jou kop aan nie? Of 'n onverwagte toon van iemand se stem. Jy weet net iemand net 'n ander toon van daai stem. En hoe dikwels het dit ek nie ook beleef tussen mense, veral wanneer daar kom by die samosa kopery. Heerlikheid. Jy sien die ding is 'n klein oomblik van irritasie kan ontwikkel tot 'n baie groot belewenis van aanstoot. En aanstoot in jou my taal is maar jy het jou gewip, nê, jy wip jou. En aanstoot is seker een van die kragtigste verhoudingsmoordenaars. En as ek nie myself gehelp met die Here se genade nie, het ek daai oom seker geslaan of hom uit die kerk uit gejaag. Maar die Here het met my ook mos nou maar gewerk, soos hy met ons almal werk, nê. En jy sien die ding is nie as gevolg van wat gesê is nie. Almal sal altyd vir ons iets sê en ons het geen beheer daaroor nie. Baie mense maak opmerkings. Veral as jy in 'n leierskapposisie is, baie mense maak opmerkings. So, jy het nie verantwoordelikheid vir wat mense sê nie. Maar die belangrikste is wat jy daarmee doen, is belangrik. Hoe ek nou daarop reageer, is belangrik. So vandag praat ons nie oor wie ons seer gemaak het nie. Ons praat oor wat aanstoot binne ons doen. Wat doen dit binne ons? En God nooi ons uit. Sy hart is dat ons vry leef. En leer om nie aanstoot te gee nie. Dit is God se hart vir ons. Maar die Bybel waarsku ons dat aanstoot meer as 'n gevoel is. Dis eintlik 'n lokval. 'n klein maar gevaarlike misstappie wat groot skade kan veroorsaak as dit nie vinnig aangespreek kan word nie. Die goeie nuus is dat die Here gee vir ons gereedskap. Hy gee vir ons teenmiddels in die woord om ons harte, ons eenheid, liefde en vrede te bewaar wat verhoudings nodig het. Ek wil gou na hierdie skrifgie toe vat, Spreuke 18 vers 19 wat sê: 'n vriend wat aanstoot neem, is moeiliker om terug te wen as 'n versterkte stad. Rusies skuif vriende soos 'n poort wat met tralies gesluit is. Met ander woorde, die Bybel beskryf aanstoot as iets wat mure bou. Wanneer ons aanstoot neem, voel ons nie net seer gemaak nie, ons begin die poorte toe te maak. En ek wil vir daai oom vir 'n ruk nie groet nie. As hy hier sit, dan loop ek nou aan, groet ek almal, soen almal, maak asof hom per ongeluk vergeet het. Jy sien, ons bou mure, ons maak hy poorte toe, ons harte word minder toeganklik.
Ons raak reaksionêr. Naderhand raak ons agterdogtig. En dan bly ons op 'n afstand. Ek sal dit nooit vergeet nie. So ek wil nie naby die oom gekom en wat gaan hy vir my nou weer sê? Wat het ek nou weer vandag verkeerd gesê? So ek kom met soveel angstigheid na die verhoog toe as hy en dan kyk ek, is hy nou hier? Want wat gaan hy nou weer na die diens vir my nou weer sê? Watter woord het ek nou weer uitgespreek? Daar's 'n Griekse woord skandalon. Vir aanstoot. En dit beteken letterlik is 'n lokval. Toe die duiwel gebruik het soos 'n lokaas. Onthou nou, alles wat die Here geskep het en wat God geïnisieer het, wil die duiwel teen alles staan. Is dit waar? Hy hou nie van huwelike nie. Hy hou nie dat dit goed gaan tussen mense nie, dat dit lekker is hier by die kerk en almal is in verhouding nie. Die vyand gebruik dit om ons in te lok en ons ingebonde te hou. Want aanstoot voel partykeer soos 'n beskerming. Maar dit veroorsaak eintlik isolasie. Ons dink, ons bewaak onsself. Ek beskerm my van daai oom, net wegbly van hom af. Maar ons sluit onsself eintlik toe as 'n gevangene. Nou dink net vir 'n oomblik as daar nog 'n paar mense is wat opmerkings maak en ek neem aanstoot oor wat mense sê. En ongelukkig in die bediening is dit maar altyd so. Mense het altyd te gesê oor jou. Altyd goed te sê oor jou. Altyd. Want die hoogste bome kry die meeste wind. En nou moet jy verstaan, my van is ook nog wind. Hoeveel wind kry ek nie? En die ding is, aanstoot begin maar klein, soos ek vir julle verduidelik het. Soos ander misstappe maar. Dit is nie, die oom het nie met 'n verraad gekom en vandag gaan ek daai Kobus uitsorteer nie. Nee, baie keer is net die toon van iemand se stem. Ons staan hier by die koffieshop en net die toon van iemand se stem. Voel jy? Ja. En jy verlees dit verkeerd. Ja, en jy voel sommer dis okay om so te voel. Nou, ek like dit nou nie, maar wat jy daarmee doen, is baie belangrik. Jy weet 'n opmerking, wat iemand nie regtig bedoel het, wat ons verkeerdelik opgeneem het. Baie keer jy het 'n verwagting van iemand, dat daai persoon iets moet doen en stel jou te leer. Baie keer 'n gebrek aan waardering. Kan jy aanstoot neem? Heerlikheid. Ek het nou ook maar alles kom gee, en wraggies. Ek het alles vir daai mense gedoen. En ons sal nie kom dankie sê nie. Jy weet, en dan neem jy aanstoot. Nou Hooglied 2 vers 15. Ek dink is die volgende, ja, daar is hy. 2 vers 15 sê: vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verwoes. En dis wat aanstoot is. Die jakkals simboliseer klein kwessies. As dit geïgnoreer word, kan dit eintlik iets waardevols vernietig. So aanstoot begin soos 'n klein misstap, iets wat maklik oor die hoof gesien kon word, maar dit raak gevaarliker as jy begin reageer op dit. Dink aan jy trap op 'n klippie of jy trap en jy gly. Daai onbewustheid, jy trap skielik op die klip, skeef, jy verloor jou balans. Dis wat aanstoot doen. Partykeer dit gooi ons omver. Ek sal net vergeet daai oomblik. En wat ek nou hierdie goed sê, dis nou net by illustrasie, ek het die oom vergewe, vrygespreek, lief vir hom alles. Ek kyk nie na episode 144 nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar dis net hoe vinnig iets kan gebeur en jou van balans afgooi. Maar ons interpretasie is die probleem. Jakobus gee ons so 'n goeie wenk. Hy sê elke mens moet gou wees om te luister. En dis sommer 'n belangrike skrifgedeelte vir hierdie hele reeks sommer wat jy kan huis toe vat. Maar jy moet oefen. Jy moet regtig oefen. Dit gebeur nie want ons natuurlike instink is. Hoe durf jy? Reageer. Nou maar ek is ou Petrus. Reageer. Hy sê jy moet stadig gou wees om te luister. Stadig om te praat
en stadig om jou te wip. Stadig. Jy sien, aanstoot neem gaan nie net oor wat gedoen is nie. Dit is okay om so te voel. Maar hoe ons interpreteer en hoe ons daarna optree. Soms is die storie wat ons vir onsself vertel meer skadelik as die werklike gebeurtenis. Ek het dit so aangeneem daai dag toe die oom vir my sê, ek het net op 'n stadium gevoel, ag nee wat, Kobus, jy's useless. Jy kan nie ordentlik praat nie. Want die oom sê, jy kan nie 'n seun uitspreek nie. Wat nou nog van die ander woorde? Want dis hoe jou brein werk, nê? Alles hierso, nee, hulle waardeer my nie. Hy moes bedoel het om my seer te maak. Hy doen dit altyd, weet, dis die goed mos wat by ons opkom. En dis waarom kommunikasie so belangrik is. Want dikwels as ons net gevra het, sou ons agtergekom het, hoekom hy 'n opmerking gemaak het. Kobus, ek wil jou net help. Maar die manier hoe die oom het gedoen het, ek het nie waardeer nie. En as jy net 'n bietjie met mense praat oor hoekom het jy nou dit gesê, kom jy agter, ek was net 'n bietjie gestres. Ek het nie besef wat ek het eintlik die verkeerde woord gebruik. Nee man, ek het eintlik iets anders te bedoel. Jy sien, en wanneer ons die ergste aanvaar, trap baie keer in daai struik, word daardie aanname die aanstoot wat ons dra. Daai aanstoot wat jy vir 'n ruk dra. En die hartseer is dat dit blokkeer ons liefde en eenheid. Spreuke 17 vers 9 sê, wie liefde wil bevorder, bedekke oortreding, maar wie die saak herhaal, skuif vriende. Met ander woorde, stop. Ek sien dit in verhoudings, vriendskappe en huwelike, in die kerk, dikwels, in ons gemeente, hoe mense aanstoot neem, baie keer is aanstoot so sand in 'n ratkas van 'n ou bakkiebaat. Verstop, hy klats en ratte kan nie meer lekker loop nie. En ek sê baie keer dat ons gebruik dikwels, ons het baie keer 'n R100 reaksie op 'n R10 kwessie. Ek hoef regtig glad nie so te gereageer het op daai oom se opmerking. Want sy intensie was maar net, Kobus, ek wil jou maar net help. Jy kom dit dalk nie agter nie, maar jy moet sê seun as jy praat van God. En op daai oomblik het ek net gevoel, hoe durf jy? Ek is die pastoor, hoe durf jy dit vir my sê? Wie dink jy, wie is jy? Ek weet nie of jy 'n onderwyser is nie. As hy nog 'n onderwyser was wat met my gepraat, maar jy's nie 'n onderwyser nie. Maar luister wat sê hy. En dit is so, baie keer ooreageer ons. Ons reageer as 'n R100 reaksie op 'n R10 kwessie. Kyk, ek het al baie medaljes versamel omtrent dit. Maar die waarheid hieroor is net dat ou Corrie ten Boom, sy is 'n Duitse tannie wat geskryf het. Sy sê, look at the world and be distressed. Look within and be depressed. But look at Christ and be at rest. En uiteindelik is die teenmiddel hy, wat ons eintlik roep tot 'n hoër weg. Jesus is maar net amazing. As jy kyk na die bergrede, hy was besig op die bergrede en hy het die ouens 'n bietjie geleer in terme van die lewe en hoe ons moet reageer en hy's maar altyd die antwoord op al ons moeilikheid. As jy moeilikheid in verhoudings het, gaan maar net na die woord toe. Gaan maar net na die Nuwe Testament toe. Gaan lees maar net. Jy hoef nie na die beste sielkundige of beraader te gaan nie. Ek het geen probleem met hulle nie, ons verwys mense soontoe. Maar begin daar. Jesus is die teenmiddel. Luister wat hy sê, wanneer dit kom by hierdie goed. Hy sê byvoorbeeld in Matteus 5, vers 9, geseënd is die vredemakers. Jesus het 'n radikale benadering tot verhoudings gehad. En veral wanneer dit by aanstoot kom. Ek dink net hoe hulle hom baie keer gehanteer het. En ons lees daarvan.
En onthou toe Jesus hier op aarde was hy mens soos ons. Al verskil was, hy het net nooit gesondig nie. Maar die woord sê hy was mens soos ons. Hy's deur alles, krisis van kleins af, die verwerping, alles het hy beleef. Die woord sê hy het net nie gesondig nie. En hier kom Jesus en hy sê, sy benadering tot verhoudingspyn, wanneer jy slip, wanneer die klats gly by jou. Hy sê geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ek lees in Matteus 18 vers 15, as jou broer teen jou sondig, met ander woorde, as hy nou iets vir jou gesê het, en jy het nou aanstoot geneem, gaan sê vir hom wat hy fout maak. Gaan sê dit vir hom, dis wat ek net gesê het, praat daaroor. Hy sê, moet nou nie vir almal eers gaan vertel nie, want dis presies wat ons doen. Heerlikheid, ek het my nou die dag so gewip vir daai ou, kan jy glo, hy het die audacity gehad om dit vir my te sê. En dan vertel Sunny nou weer vir Hanna, en Hanna vertel dit nou weer vir Hendrik, en intussen het hierdie ou per ongeluk nie bedoel wat hy gesê het nie. Hy sê, as jou broer, hy sê, gaan self na die persoon toe, as daar fout is. Dit was Jesus se oplossing. Hy sê, praat. En daarom in ons tweede deel, wat ons verlede week gedoen het, jy moet kies om elke dag te kommunikeer. As julle nie gemaklik is met iets wat ek doen of sê nie. Ek sê altyd, weet wat, ek is 'n groot babatjie. Kom sê maar vir my. En ek waardeer wanneer mense na my toe kom en seker goed vir my sê. As wat net verdwyn en ons sien jy net nooit weer nie. Ek ja, dit is nou funny. Dan sit hy maar net met my kom gesels het. En eers 3 jaar later dan vind jy uit, is maar net ongelukkig omdat daar nie genoeg asblikke in die ingangsportaal was nie. Nee. As ek dink hoe Jesus vir Petrus gevat het, in Petrus, Matteus 16, hier Petrus, ek sê maar, ek het nou al beter geword, maar ek is net soos 'n Petrus gewees. Toe Jesus nou aankondig, hy gaan dood, en hy gaan opstaan, en hierdie Petrus oorreageer, gaan lees dit 'n bietjie in Matteus 16. En hy neem nou Jesus op so een kant toe. Wie asof soos hy dag die oom my een kant toe geneem het, nê. En hy berispe vir Jesus. Mag God dit verhoed, Here, dit is beslis nie wat met u gaan gebeur nie. Maar Jesus draai om en hy sê vir Petrus, moenie jy aan my pad staan nie. En hy noem hom wraggies, jou Satan. Jy is vir my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. So hy vat hom so 'n bietjie aan sy attitude aan. En dan weet ons, Petrus verloon Jesus 3 keer, maar dan, net die manier hoe Jesus toe hom weer vat. Onthou, toe hy daar Jesus op die see aankom en ou Petrus daar by die see aankom en nou Petrus van die visvang terugkom en hoe Jesus vir hom ontbyt maak en Jesus hom herstel met liefde. Jesus vervang elke ontkenning met 'n oproep, voed my skape. So die waarheid hoe Jesus hom hanteer het, Jesus het hom oortuig, ferm, met liefde en deernis, maar genees. Jy sien, want toe hy nou so te kere gaan, Jesus het agtergekom, man, die vyand is besig om 'n lokval in jou hart te vorm, Petrus. Daarom moet ek vir jou sê, moenie wyk Satan hier agter my, nie 'n aanval op Petrus nie, maar eintlik 'n redding op Petrus. Want Petrus het baie persoonlik gevat. Hy het eintlik die leuen blootgelê in Petrus se lewe en hy het aanstoot gevat. As ek dink nie die vrou by die put, in Johannes 4, hoe Jesus se reaksie was heeltemal anders as wat sy verwag het. Die Samaritaanse vrou, sy het mos 'n paar mans gehad en sy was nie getroud met die man wat sy saam was op daai stadium. En hoe Jesus haar net genader het. En hoe hy gekonfronteer het met waarheid. En hoe hy homself openbaar as die Messias en hoe hierdie vrou net gereageer het. Kyk, Petrus was nou tipies die R100 aksie op 'n R10 situasie. En hierdie vrou weer 'n R10 reaksie op 'n R100 situasie wat sy geweet het.
Inteendeel, sy het vrae gevra. Sy het die waarheid ontvang sonder weerstand. En baie keer moet 'n ou dalk net asemhaal en ek gaan nou amper klaar maak en vir jou 'n paar tips gee. En eintlik het Jesus die angel van aanstoot eintlik verwyder, net die manier hoe hy dit gedoen het en na hart gevul met vryheid. Jy sien, die waarheid is, ons neem aanstoot wanneer waarheid sonder liefde gebring word. Dis ook baie keer waar. As die oom daai dag net met soveel liefde na my toe gekom het, het ek nie aanstoot geneem nie. Ek heerlikheid, oom. Jy sien, genesing gebeur wanneer waarheid in liefde ontvang het. Ek gee nie om as ek iets verkeerd gedoen het en jy kom na my toe en jy kom met liefde nie. Sê, Kobus, kan ek jou dalk iets net sê? Jy sien, en dis hoe Jesus dit gedoen het. Mag die Here ons help. Ek het in die begin gesê, verhoudings is nie eenvoudig. In die kerk opset, nêrens is dit eenvoudig. By die huis, nêrens nie. Ons is so vervleg in mekaar se lewe, in die kerk self, dit's nie eenvoudig nie. Maar kom ons luister wat Jesus sê vandag. En ek dink die belangrikste ding, seker Spreuke 4 vers 23, wat so goeie seker die geheim is. Bewaak jou hart meer as alles, want daaruit vloei alles wat jy doen. Jy sien, om jou hart te bewaak is nie dieselfde as om jou aanstoot te bewaak. Maar Jesus sê, bewaar jou hart, nie jou aanstoot nie. En verruk het ek my aanstoot bewaar. En my hart was kwaad. My hart was onseker. En elke keer as ek hier ingestap het, dan kyk ek nou eers weer of die oomie is. Jy hoor wat ek sê? Hy kom soos 'n lokasie, so klein dingetjie. Wat eintlik, ek sê mos in die begin gesê, aanstoot is die grootste verhoudingsmoordenaar wat jy kan kry. Dit verwoes verhoudings as ons nie dit regstel nie. As ons nie daaroor praat nie. Bewaak jou hart meer as alles, want daaruit vloei alles wat jy doen. Vergifnis is nie om te sê die seer het nie saak gemaak nie. Natuurlik. As iemand 'n opmerking gemaak het, ons was nie robots nie. Dis om te sê die seer sal my nie bemeester nie. En ek moet daai keuse gemaak het. Daai seer sal my nie bemeester nie. Dit gaan nie my lyf verder nie. Want as ek die hele tyd om gaan liaseer, gaan ek nie die vrymoedigheid hê om weer te praat nie. Ek gaan nie die vrymoedigheid hê om weer te preek nie. En ek moes daardeur stoei. Maar 'n vergifnis is nie om te sê die seer het nie saak gemaak nie. Maar dit sal my nie bemeester nie. 'n paar praktiese wenke. Haal asem. Ek het geleer. Haal asem voordat jy reageer. En vra die Heilige Gees, is die seer werklik of oordryf ek 'n bietjie? Is dit werklik of oordryf ek? Oefen om die beste aan te neem en nie net die slegte hoor nie. In daai oomblik het ek net die sleg gehoor. Ek het net die sleg gehoor. Maar eintlik was die oom se intensie eintlik om my te help. Om jou om jou beter te laat praat. Ek weet jy is so ou slippie in jou lip, maar dit gaan jou help. Konsentreer as jy sekere woorde wil uitspreek, net om my te help, maar ek het die sleg in dit gehoor. En gee mense dieselfde genade wat jy wil hê hulle moet jou gee. Is dit nie waar nie? Ons wil altyd hê mense moet ons genade gee. Nee. Nee, hy verdien nie my genade nie. En praat met mense, moenie oor mense praat nie. En dis wat ons ook wil doen, wat ons verhoudings so skeef loop. Gaan, wat Jesus gesê het, gaan na daai ou toe. Sê, oom,
ek voel regtig seer gemaak. Nee, my kind, dis nie eintlik wat ek bedoel. Ek wil jou maar net help. Okay, so die fout is eintlik hier. Ek het nou aanstoot geneem en ek gaan daarmee werk. En een gesprek kan genees wat maande van wrok kan vernietig. En ek moes al baie verwarring uitskakel deur net 'n gesprek te gehad iemand. En daaroor wat ek oor getop het die heeltyd wat ek gedink het hulle het bedoel, is nie eintlik wat hulle bedoel het nie. En toe ek daaroor praat en vir hulle vra en ek beleef die openbaring, ja, hoekom het ek dit al lankal gevra nie? En ek sit vir maande en ek sal by episode 33 met hierdie ding en ek kon al lankal alweer by 'n ander ding gewees het. Of ek kon al lankal vry gewees het. En kies om te vergewe. Net soos liefde 'n keuse is. Ek kies om jou lief te hê. Ek is jou nie net lief nie. Ek moet elke dag kies. Ek kies elke dag om my vrou lief te hê. Ek kies. Dis nie net 'n emosionele ding nie. So moet ek kies om te vergewe. Dis 'n keuse. En hoe gouer ou dit kies, hoe vinniger help ons. Dit help ons om nie bitterheid te los in ons harte nie. En onthou jou eie menslikheid. Almal se klats gly. En ek het ook in daai oomblik ook al iemand verkeerd verstaan. Dis aan albei kante. Onthou jou eie menslikheid. Jy het ook al verkeerd gepraat of teleurgestel. Vang genade, maar gee ook genade. Elke verhouding sal ons geleentheid gee om aanstoot te neem. Vanoggend. Jy kan dalk hier gesit het waar ek al iets gesê het en jy het aanstoot geneem. Daar buite. Jy het nou gewag, jy was nou derde in die ry en wraggies help sy nou die 5de een. Ek het mos al gesien wat gebeur daar. Ek dink die ergste vir my is as ek so kyk na daai ry wat daar staan by die koffieshop en baie mense neem so aanstoot, hulle pout daai lippe. En sê ek, okay, daai girl neem nou so 'n bietjie aanstoot. Jy sien, God roep ons om vry te leef. Sy hart is dat ons altyd sal vry leef. Hy sê ons moet die rekeninge kort hou. Ons moet nie lang skuld hê wanneer dit kom by ander mense. Dit moet kort wees om ons verhoudings te beskerm. Ek dink God se hart is dat ons met ligter harte sal rondloop op hierdie aarde, sodat mense dat sy liefde en sy heerlikheid makliker sigbaar is in ons lewe. Jy sien, wanneer ons harte swaar is, dan sien mense nie so maklik die liefde en die heerlikheid van Jesus in ons lewe nie. Ek dink, wanneer ons op 'n plek kom, wanneer ons met hierdie ding kan werk, dan gaan ons verhoudings so sterker gevestig word. Ons gaan met 'n skoner gemoed loop. My gemoed was vol vir 'n ruk, as gevolg van daai oom. Gaan vrede kan hou tussen mekaar, meer ruimte vir liefde. Dis wat God wil hê. Jy sien, verhoudings, en hiermee sluit ek af, kan floreer wanneer ons weier. Ek weier wanneer ek aanstoot neem dat dit wortel skiet in my lewe. Ek moet daai besluit maak. En ek wil die uitdaag vandag, kan ek iets wat ek agtergekom het, julle? Hierdie goed gebeur nie van self nie. Ons moet dit oefen elke dag. Ek moet oefen elke dag om lief te hê, om mense te vergewe, om nie aanstoot te neem nie. Ek moet oefen om nie soos 'n natgereende hoender rond te loop en stil stype te hê nie. Daai goed moet ek oefen. Ek wil dit intentioneel doen. Moenie dink omdat ek hier staan, alles is in plek nie. Ek is 'n verhoudingswese. Ek is 'n ekstrovert, so ek geniet mense, ek is gek oor mense, ek trek my energie uit mense uit. So ek moet soveel oefen wanneer dit by verhoudings kom. Maar dan wil ek ook sê vanoggend, werk elke dag aan jou verhouding, aan jou huweliksverhouding. Moenie opgee nie. Ons kan ure baie keer in die gym spandeer om hierdie spiere te pomp, dat ons lyk soos Arnold Schwarzenegger. Maar ons oefen nie ons verhoudings nie. Dis wat vir my baie keer so sad is in die konteks
vir ons mense in hierdie dorp en selfs in ons gemeente. Ons pomp hierdie goed, ou maat, 7-8 ure. Maar wanneer dit by verhoudings kom, sak ons om te oefen. Ons oefen nie. En dalk van julle sit hier en stoei in verhoudings, maar wat ek vir jou vandag sê, moenie moed opgee nie. Moenie ophou om te fight nie. In die fight bedoel ek, fight vir jou huwelik. Amen. Fight vir hierdie verhoudings, moenie moed opgee nie. Want is God se hart. Fight. Fight, moenie opgee nie. Dis waarvoor ons die Here vertrou, dat verhoudings herstel sal word. Fight vir jou huwelik. Kies om te vergewe. Spreek jou man, vrou, spreek jou vrou vry. Hanteer hulle met genade. Fight vir jou kinders. Vertrou God, moenie moed opgee nie, want God se hart is dat ons hemel op aarde sal beleef in ons verhoudings en vry sal leef. Jy het nou lank gesit, wie net vir 'n oomblik saam met my staan en dan gaan ek vir ons bid. En jy weet waar jy is. Jy is dalk selfs aanstoot geneem vir die goed wat ek gesê het. Dis ook oukei, maar die Here help jou dan nou maar. Ek gaan vir jou bid. Maar jy weet hoe lyk jou verhoudings met jou familie, jou huwelik. Jy weet selfs, jy het dalk droog gemaak met mense in hierdie gemeente. Ek weet van mense in ons eie gemeente, die een kom nou 8 uur diens toe, want ek wil nie 10 uur kom nie. En hierdie een kom 10 uur, want ek wil nie 8 uur kom nie. En ek is baie keer in die middel van hierdie verhoudings, dan moet die Here my genade gee om hierdie goed uit te werk. Maar dis nie God se hart nie. Die Here wil hê ons moet oop verhoudings hê, ons moet in vryheid leef. En ek wil net en veral julle van julle gaan nog dalk vertrek vanaand op vakansie. En ek wil julle regtig aanmoedig. Hierdie vakansie, as jy deur 'n paar slips gaan, mag hierdie woorde weer galm in jou kop. Kyk net na die video's, kyk na notas wat ons al gedeel het en veral die volgende 2 wat kom, maak plek en luister na die goed en pas dit toe en oefen. Want dit is God se hart. Hy het ons gemaak vir verhoudings en hy wil hê ons moet in vryheid leef wat ons verhoudings aanbetref. So kom ons bid saam. Vader, ons kom vandag voor U met oop harte. Ons erken partykeer maak ons so droog wanneer dit by verhoudings kom, selfs binne die kerk. Maar Here, dankie dat U genade so groot is. Here, maar vandag ken U ook seer. Selfs in hierdie plek vandag. Die seer en die gebrokenheid van verhoudings, of nou in huwelike is, tussen familie of selfs hier binne in die kerk, en dit bring ons voor U vandag. Ons vra dat U verhoudings sal kom genees. Verhoudings wat gespanne is. Ja, dit wat gebroken is. Ag Here, help ons. Dat ons sal kies deur die hulp van die Heilige Gees om mense te vergewe wat ons te nakom, selfs wanneer dit moeilik is. Ons kies vandag dat om die woede en die bitterheid en die wrok wat nou in ons harte is te laat gaan en plek te maak, om vul ons met die liefde, en as mense vrede nodig het, Here, vandag, kom dien hulle met die vrede wat ongeken is. Selfs of staan mense in 'n huweliksverhouding waar dit nie maklik gaan nie. Here, Heilige Gees het die kapasiteit om daai bitterheid en daai wrok mense oor te haal om dit te laat gaan. Dien hulle. Daai genade en daai vrede van U. Maar Here, help ons ook om elke dag U vir ons kom wys wat beteken genade, om in daai genade te wandel, verander. Net soos U vir ons gewys het en aan ons bewys het. Help ons om net woorde te spreek wat opbou. Eerlikheid, Jesus, en U het gesê dat ons vriendelikheid aan almal bekend word as volgelinge van Jesus. Help ons om ons vriendelikheid aan almal te wys en in genade op te tree. Here, herstel waar vertroue gebreek is. En gee ons die moed om te versoen en ons eenheid selfs in die kerk in liefde te soek.
Here, ons bid vir harte wat nederig genoeg is om verskoning te vra wanneer ons seer gemaak het. Here, maak ons sterk deur die Heilige Gees om vergifnis te ontvang wanneer ons self verkeerd is. Laat die Heilige Gees ons help, Here, dankie dat ons toelaat dat U Gees ons help om geduldig te wees, om begrip te hê en in deernis wanneer ons in verhouding staan met ander mense. Ek bid vir versoening vandag, ek bid vir herstel, dat die verhoudings U heerlikheid sal weerspieël. Mag ons lewens getuienisse sal wees van U liefde, genadigheid en genade en barmhartigheid. En mag ons huise, gemeenskap en ons gemeente plekke van vrede en begrip sal wees. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.